vra net die Here se seën terwyl hy so sit. Ons dankie Here dat ons die profetiese woord het waarop ons tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek se gebeure, en hierdie geprofeteerde gebeure sal almal vervul word. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar nie een van u woorde sal ooit onvervuld verbygaan nie. Ons kan daarop reken, Here. Daarom wil ons nie 'n sluier plaas oor die profeseë nie. Ons wil dit nie ignoreer nie, ons wil dit nie oorslaan nie, maar ons wil dit bestudeer, want u het gesê, salig is hy wat hierdie profeseë lees en dit in sy hart bewaar, want die tyd is naby. Daar's 'n saligspreking oor die wat die profeseë bestudeer, want daardeur kry ons die regte perspektief. Ons kry die regte toekomsverwagting. Ons besef dat ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is, en dat ons burgerskap nie eens in hierdie wêreld is nie, maar ons kyk vorentoe na die wederkoms van die Here Jesus Christus, want ons burgerskap is in die hemel, waar u vir ons plek gaan berei het. Gee dat daardie vlam van hoop helder in ons harte sal brand, Here, dat ons sal uitreik na die ewige lewe, dat ons daarna sal soek, dat ons daarvoor sal wag, en dat dit so 'n groot impak op ons lewens sal maak, dat ons verby hierdie aardse lewe sal kyk, Here, en ook dinge sal doen wat ewigheidswaarde het. Dat ons ook skatte in die hemel sal bymekaar maak, waar mot of roes nie verniel, maar diewe nie inbreek en steel nie. Dat ons nie onder die mense sal wees wat net vir die dinge van hierdie wêreld geleef het, en eendag met leë hande voor u sal staan, gered, asof deur vuur heen nie. Bewaar ons daarvan, seën ons dan nou vanaand, Here, gee ons verligte oë van die verstand om u woord te kan verstaan, en word u verheerlik in ons midde, om Jesus ontwil. Amen. In Sagaria 14, vers 2 sê die Here, ek sal al die nasies, dit is heeltemal 'n internasionale mobilisasie wat gaan plaasvind, ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. En dan sê hy daar van vers 3 af, dat hy self betrokke gaan wees by hierdie oorlog. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. En die Olyfberg sal middeldeur gesplit word, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het in die dae van die aardbewing in die tyd van Usia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. En dan daai groot oordeel oor hierdie nasies wat teen Jerusalem opgetrek het, vers 12. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. En in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. Ons lees net tot sover. Nou vriende, as ons nou vanaand kyk na dreigende oorloë in Israel, dan moet ons net verstaan waarom dit binne die Here se toelatende wil is, en waarom hy hierdie oorloë ook gaan gebruik. Enerzijds vir oordeel oor ongelowige nasies, maar anderzijds ook om Israel in benoudheid te laat kom, sodat hulle met hulle rug teen die muur kan kom, dat hulle op 'n plek kan kom dat al hulle vriende en bondgenote hulle verlaat het, en hulle sal kan besef dat daar is geen oorlewing vir ons moontlik sonder 'n direkte ingryping deur die Here nie. Jesegiel 37 sê hulle sal op 'n punt kom wat hulle sal sê ons hoop is verlore. Daar is nie meer vir ons uitkom kans nie. En daarom, vriende, hierdie volk wat baie hardkoppig was, geestelik afvallig van die Here, dwarsdeur hulle 4000 jaar lange bestaan, het eintlik maar net in tye in die verlede ook, as hulle in groot benoudheid was, tot die Here geroep, en dan die Here hulle uitgered. En as dit daarna weer goed gaan, dan vergeet hulle weer van die Here.
En daarom sien ons, hier vriende, dit gaan nie net 'n gewone herlewing onder Israel wees nie, dit gaan nie net gewone evangelisasie dienste wees nie, die meeste van hulle woon dit nie eers by nie. Daar is daarom 'n kerngroepie Messiaanse Jode, maar hulle is nie eers 4% van die hele Joodse bevolking nie. Hulle is 'n klein minderheidsgroep. So hierdie benoudheid is ook nodig vir Israel. Daar staan in Hosea 5, die Here sê, in hulle nood sal hulle my soek. En daai nood verwys na die groot verdrukking. Jeremia 30 vers 7 staan daar, dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. So is 'n tyd van benoudheid nie tot sy uitdelging en vernietiging nie, maar wat tot sy verlossing gaan stref. Ongelukkig gaan baie van hulle in ongeloof sterwe. Sagaria 13 sê 2/3 van hulle gaan sterf, net 1/3 gaan hierdie eindtydse oorloë oorleef, en daai 1/3 gaan hy deur die vuur sit, hy gaan hulle louter, hy gaan hulle in benoudheid laat kom, sodat hulle dan sal sê vir hom, die Here my God, en hy vir hulle sal sê, my volk. Daar 'n versoening sal wees tussen die Messias en hierdie oorblyfsel van Israel. So uit Israel se oogpunt, nodig dat hierdie oorloë gaan plaasvind, nodig dat hulle in groot benoudheid gaan kom, maar dan ook wat die nasies betref. Die Here gaan die nasies mobiliseer rondom Jerusalem, nie net omdat hy vir Israel in benoudheid wil bring nie, die Here wil juis ook hierdie anti-Joodse nasies, wat Israel se uitdaging gesoek het, gaan die geleentheid kry om nou maar te doen wat hulle in elk geval wil doen. Sien die Here wat vir hulle sê, gaan veg teen Israel nie, hulle wil dit al lankal doen. Die hele wêreld is op die oomblik deurtrek van antisemitisme, of sogenaamde Jodehaat. Maar dit gaan net wêreldwye afmetings aanneem in daardie tyd, en dan gaan hulle teen Jerusalem saamtrek, en hulle gaan veg teen Jerusalem, en dan gaan die Here daar, sê hy, met hulle in die gerig tree. En dit is presies wat hy in Joël 3 sê, dat hy in die laaste dae, al die nasies, hy sê, want kyk in die dae en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, wanneer die Here kom om dinge te verander, en tot Jerusalem se redding te kom, sal ek al die nasies versamel, en hulle in die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou, terwille van my volk en my erfdeel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. U sien vriende, die nasies wat teen Israel optrek, al was Israel geestelik afvallig, al het hulle nie al in 'n doel beantwoord nie, was daar tog altyd 'n kerngroep gelowige Jode deur die eeue heen. En die Bybel praat van hulle as die oorblyfsel in Israel. En die Here het deur hulle gewerk. Hy het sy woord aan hulle toevertrou. Hulle het die woord oorgeskryf en bewaar. En selfs in die Nuwe Testamentiese tye is daar Messiaanse Jode, Christen Jode, wat disippels van Jesus was, wat met hierdie werk voortgegaan het. Die Here het sy woord aan hulle toevertrou. En daardie woord, die hele Bybel wat ons vandag het om te lees, is deur Jode geskryf. Daar is net een uitsondering, dis Lukas, wat 'n geneesheer in Antiochië was. Al die ander is Jode, vriende. Daarom, al was hulle afvallig gewees, God se woord is aan hulle toevertrou, daarom is ons dank aan hulle verskuldig, daarom mag ons nie teen hulle veg nie, daarom moet ons nie vyande van Israel wees nie, en dit is presies wat die Here vir Abraham gesê het in Genesis 12 vers 3, ek sal seën die wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. Mense bring 'n vloek oor hulle self, as hulle teen God se volk optree, en daarom moet dit nie gedoen word nie. Maar baie mense redeneer nou, ja, maar hier is dan nou 'n afvallige volk. Kyk wat sê die Here. Kyk wat sê die Here. Romeine 3. Wat is dan die voordeel van die Jood, of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit saak as sommige van hulle ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. Dit bly God se volk, en daardie land wat hy as sy ewige besitting aan Abraham, Isak en Jakob gegee het, en weer met verbonde byvoorbeeld aan Dawid herbevestig het, as sy ewige besitting, vriende. Hulle het 'n goddelike mandaat. Die Here het daai land vir hulle gegee, nie geleen nie, gegee.
En Jerusalem is hulle hoofstad al vir 3000 jaar. 1000 jaar voor Christus het Dawid die stad van die Jebusiete ingeneem en van toe af is dit die hoofstad van Israel. Dis 3000 jaar gelede. Dis hulle land, dis hulle stad en die Here sê hy bring hulle in die laaste dae terug na daai land toe. Nou is die nasies dwaas genoeg om te veg teen Israel, met ander woorde om vloeke oor hulle uit te spreek. Om hulle sleg te maak. Om hulle in 'n hoek te dryf en nog om hulle land weg te vat. Hulle doen dit so stukkie vir stukkie. Die padkaartbeleid van George Bush was gewees om die land te verdeel tussen Israel en die Palestynë. 2 onafhanklike state langs mekaar en om 'n lyn in die middel deur Jerusalem te trek met Oos-Jerusalem, die Tempelberg en die Olyfberg, daar waar Jesus sy voet op die Olyfberg gaan neersit, oos van Jerusalem, wat ons vanaand gaan lees, is dan deel van Oos-Jerusalem, ook die Tempelberg, die berg Sion, daar waar die stad van Dawid is, Bybels Jerusalem, dis deel van die ou stad. Hulle, volgens die padkaart wil hulle hierdie stad verdeel en hulle wil die helfte aan Israel se vyande gee, sodat Israel nog meer met sy rug teen die muur kan wees. Nou vriende, daarom sê die Here, ek sal julle bymekaar maak hier in Israel, in die dal Josafat, in die Kidron Vallei, op die in die vallei van Megiddo noord van Israel, op die vlaktes tussen Jerusalem en Tel Aviv. Daar word verskillende plekke beskryf waar hierdie groot slag van Armageddon voltrek sal word. Die Here sê, en daar gaan ek met julle in gerig tree, omdat julle my volk vervolg het, omdat julle hulle verstrooi het onder die nasies, en omdat julle nou nog nadat hulle terug is, hulle land wil wegvat en hom verdeel. So daai nasies is in 'n toestand van rebellie teen God. Daarom gaan hy met hulle in die gerig tree. Maar hierdie groot benoudheid wat hulle oor Israel gaan bring, is ook vir Israel nodig. Hulle het dit nodig, sodat 'n oorblyfsel gered kan word. Ons lees byvoorbeeld in Daniël van hierdie groot benoudheid wat Israel in die eindtyd in die verdrukking in die 70ste jaarweek van Daniël sal hê. Hy sê in Daniël 12 vers 1, hy sê daar gaan 'n tyd van benoudheid kom wat erger sal wees as enige vorige tydperk in Israel se geskiedenis. Vriende, selfs erger as dit wat in die Tweede Wêreldoorlog met hulle gebeur het, toe die nazi-magte 6 miljoen Jode doodgemaak het. Daar kom 'n groot verdrukking wat nog erger as dit gaan wees. Daar kom groot benoudheid. Maar Daniël sê, in die tyd sal jou volk gered word. In die tyd van groot benoudheid, van groot aanvegte, gaan daar 'n oorblyfsel gered word. Maar hierdie tyd gaan Israel weens sy eie toedoen onder die gesag van die valse Messias staan, omdat hulle self met hom 'n verbond gesluit het. En hy hulle self mislei het deur homself voor te doen as hulle Messias, en dan in die middel van die week, wanneer hulle nou mooi onder sy mag het, en die hele wêreld hom ook as wêreldleier en wêreldmessias aanvaar, dan kom die groot skok. Dan gaan hy sy verborgde agenda, dit wat hy vir 3,5 jaar weggesteek het, gaan hy mee na vorendag kom. En dit is, dat hy nie net Messias wil wees vir die Jode, en Jesus vir die Christene, en die 5de Boeddha vir die Boeddhiste, nie so 'n wêreldmessias, gemeenskaplike wêreldmessias nie. Nee, hy sal dan aanspraak daarop maak, dat van nou af skaf ons al hierdie godsdienste af, en hulle aanbiddingsplekke moet verbrand word, en dan gaan hy 'n afgodsbeeld van homself in die herboude tempel in Jerusalem laat opsit, en mense laat doodmaak wat hierdie beeld nie aanbid nie. Ons lees daarin, Daniël sê, en deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom die vesting ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf, en die ontsettende gruwel opstel. Hy ontsettende gruwel is hierdie afgodsbeeld, sodat mense hierdie beeld van die antichrist moet aanbid. Jy sien, dis die groot krisis van die middel van die verdrukking. Dan gaan Israel besef, maar hierdie man het ons mislei. Hy is nie ons Messias nie, hy sê hy is God, en hy wil ons nou dwing om afgodediens te beoefen, en dis die een ding wat die ortodokse Jode nie doen nie. Hulle is in Babylon daarvan genees. Hulle sal weier om dit te doen. Dan sal hulle met net die klere aan hulle lyf baie vinnig
moet wegvlug uit Jerusalem uit, want daar gaan agtervolgingsmagte agter hulle aangestuur word om hulle uit te wis, maar die Here gaan hulle help om te oorleef vir hierdie laaste verskriklike 3,5 jaar van hierdie laaste 7 jaar van die verdrukking. Vriende, ek weet nie wie van u vertroud is met hierdie sogenaamde jaarweek nie. Ek praat nou van 'n tyd van 7 jaar met die 2 helftes. As u nou tyd het, kan u daar gaan lees in Daniël 9 van vers 24 tot 27, dat die Here sê oor jou volk en oor jou heilige stad Jerusalem, oor jou heiligdomme, is daar 70 7-talle uitgespreek. 70 tydperke van 7 jaar elk. Hy sê vanaf die woord uitgaan om Jerusalem te herbou, toe hulle in die Babyloniese ballingskap was, toe het Artasasta die toestemming gegee dat hulle kan teruggaan en die tempel in die stad Jerusalem herbou, vanaf daai dag dat daai woord uitgegaan het, tot op die Messias, 'n vors, die Messias, die gesalfde, tot op 'n gesalfde, sal 69 jaar weke wees, 62 plus 7. 62 jaar en plus nog 7 jaarweke wat hulle gebou het aan die stad en aan die tempel en so aan. Saam was dit, en dit het gegaan tot by die kruisiging van Jesus Christus. En omdat hulle Jesus Christus verwerp het, het Israel se heilsgeskiedenis as volk net daar geëindig. Ons weet wat die Here Jesus gesê het, julle gaan kruisgevange geneem word na al die nasies, julle gaan uitgegooi word uit hierdie land wat ek vir julle gegee het, Jerusalem gaan afgebreek word tot op die grond, omdat julle die gunstige tyd, toe God julle besoek het, nie opgemerk het nie. Nou stel ek my heilsplan oop vir alle nasies. Nou weet ons vriende, volgens noukeurige berekenings wat al gemaak is, hierdie 69 jaarweke, dis Bybelse profetiese jare van 360 dae elk, 12 maande van 30 dae elk. Dis 'n profetiese jaar. Hy's bietjie langer as die maanjaar van die Jode en 'n bietjie korter as die sonjaar op ons Gregoriaanse kalender, maar hy is naaste by 'n jaar. Presies 69 van daai jaarweke, tot op die dag, het verloop vandat die toestemming uitgegaan het om Jerusalem te bou, tot op die dag toe Jesus gekruisig is. Daarom weet ons, omdat dit so letterlik vervul is, hier kom 'n letterlike 7 jaar tydperk, absoluut letterlik, wat in dae en in maande en in jare uitgespel word in die Bybel, sodat ons dit nie simbolies kan opvat nie, sodat ons nie kan sê elke dag staan vir 'n jaar of elke dit vir dat nie. Die Here sê dis 1260 dae, wat 6 maal 3 is, 6 maande van 30 dae elk, of dit is 42 maande, dieselfde, of dit is tye en 'n halwe tyd. So uit 3 oogpunte sê vir ons, dit gaan presies 'n eksakte jaarweek van 7 jaar wees. Daarom weet ons, in Israel se heilsgeskiedenis is daar 'n 7 jaar tydperk uitstaande, wat hulle moet terugkom in hulle land en wat hulle weer 'n kans gaan kry om die Messias te aanvaar, en hierdie keer gaan hulle hom nie verwerp nie. Sagaria sê, hulle sal opsien na hom vir wie hulle deur boosheid en bitterlik oor hom ween. Hulle sal versoen word met hom. Hulle sal hom aanvaar. En dan sal hulle daai oorblyfsel van Israel in die Messiasryk ingaan. Daarom weet ons vriende dat voor Christus kom, voor hy sy voet op die Olyfberg neersit, voor hierdie slag van Armageddon gaan plaasvind waarvan ons gelees het, gaan hierdie 7 jaar tydperk eers moet verloop. En in hierdie 7 jaar tydperk gaan Israel stelselmatig in benoudheid ingedruk word. Nou, ons het reeds vroeër vir u genoem wat die anti-Kris se optrede betref as valse Messias. Hy kan nie geopenbaar word totdat hy wat hom teehou uit die weg geruim is nie. Ek het al baie teorieë daaroor gehoor. Party mense sê een of ander wêreldmag is die teehouer van die anti-Kris. Die anti-Kris, die duiwel, die wêreld lê in die mag van die bose. Daar is net een mag groter as hy, en dis die mag van God. En die Here sê in 1 Johannes 4, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Die kerk van Jesus Christus, wat die tempel van die Heilige Gees is, wat die lig van die Here se koninkryk op hierdie donker wêreld laat skyn. Hulle is die teehouers wat keer dat die uur van duisternis aanbreek, wanneer die hele wêreld deur die anti-Kris mislei sal word en almal verwonderd agter hom sal aangaan. Daarom moet hulle uit die weg geruim word, dan sal die ongeregtige geopenbaar word, dan is dit die aftelling van hierdie 7 jaar. En dan is dit 'n aftelling. Dis 'n mindae kalender. En dan kan mense maar datums bepaal, en sal reg wees ook. Hulle kan uitwerk, 1260 dae na die middel van die verdrukking toe, wanneer die anti-Kris in die tempel sal ingaan,
en homself tot God sal verklaar, en dan nog 1260 dae na die einde toe, wanneer hierdie jaarweek verby sal wees en Jesus sal terugkom om hulle te red. Die Here wil ook hê hulle moet dit aftel. Waarom het ons nie 'n mindae kalender nie? Ons weet nie wanneer hierdie 70ste jaarweek gaan begin nie. Dit kan vanjaar wees, dit kan volgende jaar wees, dit kan oor 2 jaar wees. Ons het wel die tekens van die tye wat vir ons wys dit is baie naby. Ja, dit het ons beslis en ons moet daarna kyk. En dit is hoekom ons hier is. Maar van die oomblik af dat die anti-kris gekom het, is dit 'n vaste skedule van eindtydse gebeure. En maar nou laat ons terugkom na die begin van hierdie 7 jaar tydperk. Aan die begin gaan die Jode dink, nee, ons het nou die Messias ryk, die vrederyk betree. Die Messias het nou gekom. Ons bou die tempel, ons stel weer die offerdiens in, die Torah word verkondig, ons hou weer Sabbatte en ag, dit gaan net te wonderlik en ons gaan nou daai vredestydperk in. Daniël 9 vers 27 sê, en hy sal vir 1 week, dis nou hierdie week van 7 jaar, 'n jaarweek, hy sal vir 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Jy sien, nou sluit hy die verbond met Israel en baie ander nasies. Hy kom as 'n ruiter op 'n wit perd, hy kom as 'n vredevors, hy kom as iemand wat alle godsdienste gelykstel en almal laat hande vat. Hy maak daarop aanspraak dat hy 'n groot oorlog afgeweer het. En almal hang hom aan as 'n vredemaker, as 'n Messias. Jy weet, dis nie 'n onbekende ding dat 'n baie populêre koning of 'n leier ook deur mense aanbid wil word nie, dat hulle hom as 'n soort van 'n Messias figuur sien. Nou dit is presies wat met die anti-kris gaan gebeur. Hy gaan nie net as 'n politieke en militêre leier, maar hy gaan aanbid word. Hy gaan vereer word en nagevolg word. Nou gaan hy met hierdie eerste 3,5 jaar van valse vrede aan, maar soos wat die tyd aangaan, vind daar natuurlik natuurrampe plaas. Die Here begin die seels in die hemel te breek en oordeele begin oor die aarde uitgestort te word. Maar dan kom die middel van die verdrukking. In die middel van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou ek wil net vir u lees wat het die Here Jesus gesê van hierdie tyd in die middel. Want nou hy praat met die Jode vriende. Die kerk is nie eens in daardie tyd hier nie. Hy sê vir hulle in Matteus 24 vers 15, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Die wat op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar weet die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Die Sabbat word net in Israel gevier. Want daar sal ook want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêrelddag tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. As daai dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Jy sien vriende, nou is dit hierdie verskriklike tyd wanneer Israel tot die groot ontnugtering kom. Dis 'n valse Messias wat ons om die bos gelei het. Hy het nie gekom om ons te red en te stabiliseer en 'n hoopvolle toekoms aan ons te gee nie. Hy gaan ons nou uitwis. Nou is dit die tyd van benoudheid vir Jakob. Nou gaan al daardie profesieë waarvan daar baie in die Ou Testament is oor die dag van die Here, 'n dag van wolke donkerheid, 'n dag van oordeele, 'n dag van grimmigheid om die sondaars uit die aarde uit te verdelg. God se oordeele gaan nou uitgestort word oor hierdie aarde en ook oor ons wat in ongeloof verval het, wat 'n valse Messias aangeneem het. Maar nou wil die Here hê dat baie van hulle moet in daardie tyd moed skep. En die Here sê eintlik vir hulle, stel vir julle self nou 'n mindae kalender op. Weet nou maar net dat nou is daar nog 3,5 jaar oor, 1260 dae. Nou sê hy in Daniël 12, en van die tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Hy sit net 30 dae by, 1260 plus 30. 30 dae is tradisioneel die tyd van rou in Israel. As 'n groot koning Moses, Aaron en ander konings dood is, was daar 'n 30 dae rou tydperk. So die Here sê, hier gaan nou
1260 dae plus nog 30 dae verloop. Vandat die antichrist in die tempel ingegaan het en hy ontsettende gruwel opgerig het, totdat die oorblyfsel van Israel met die ware Messias versoen is, deur hierdie laaste 3,5 jaar is, en ook deur daai 30 dae van nasionale rou bedryf, rou beklag oor die Messias. Hulle sal by geslagte rou bedryf, sê Sagaria 12. Elke geslag afsonderlik. Hulle sal hulle sondes bely. Daar sal 'n ware bekering wees. Nie 'n oppervlakkige bekering soos ons dit vandag kry nie. Met gebrokenheid van hart. Hulle sal alles bely wat hulle verkeerd genoem het, en dit sal baie wees. Soos ook om eintlik 'n afgod, 'n valse Messias te na te volg vir 3,5 jaar. Nou, die Here gee dus vir hulle iets om aan vas te hou. Hulle die profetiese woord. Hulle weet nou dit gaan moeilike tye wees, maar dan gaan hulle vlug waarskynlik na Petra, suid van die Dooie See, in die huidige Jordanië, 'n baie rotsagtige plek, 'n kloof met styl klowe en so aan, 'n plek, 'n internasionale erfenisgebied wat ook nie gebombardeer mag word deur enige land nie. So hy eintlik dit is eintlik 'n goeie toevlugsplek. Nou daar iewers in die woestyn gaan die Here hulle dan vir tye en 'n halwe tyd bewaar. U kan dit in Openbaring 12 gaan lees. Hierdie afstammelinge van die vrou Israel sal vlug na 'n plek waar die Here vir haar berei het in die woestyn. Daar sal hy haar onderhou tye en 'n halwe tyd, of 1260 dae. Dit is nou die laaste helfte van die verdrukking. Nou, vriende, waarom sal die kerk dan die oordeele vryspring? Waarom sal ons nie saam met Israel deur die verdrukking gaan nie? Die Here sê dan in die Bybel dat ons sal deur vele verdrukkinge in die koninkryk ingaan. Vriende, ons moet 'n onderskeid tref tussen verdrukking ter wille van ons geloof deur 'n goddelose wêreld en die oordeele van God. Verdrukking ter wille van ons geloof is ons deel in die kerkbedeling. Daar was tye gewees waar daar duisende Christene, miljoene as martelare al gesterf het en erg vervolg was. Daar's ook nou baie wat tereggestel word vir hulle geloof in moslemlande. En ook in China, wat in die tronk gesit word. So Christenvervolginge deur die eeue heen voortgaan. Maar nie een van daai gevalle is dit God se oordeele wat oor hulle uitgegiet is nie. As God sy oordeele uitstort, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die gees wandel nie, na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons kom nie in die oordeel nie, maar ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Die oordeel is nie vir gelowiges bedoel nie, en die verdrukking is 'n tyd van oordeel. So eenvoudig is dit. Dit is waarom die Here Jesus gesê het, waak en bid, dat julle waardig is om al hierdie dinge, nie die helfte nie, al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, ek feel go, te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek klaar is, kom ek julle haal. Dit is tog baie glashelder duidelik. Maar Israel, wat die Messias verwerp het, het die pad van benoudheid, van verdrukking, van goddelike oordeele gekies. Maar die Here in sy langmoedigheid gaan nie toelaat dat hulle almal uitgedelg word nie. Dan gaan 'n oorblyfsel van hulle oorleef. En hulle gaan die Here Jesus aanneem die dag as hy kom op die wolke na die 7 jaar. Daar gaan ook 'n oorblyfsel van die nasies wees. Dit gaan nie net Jode wees nie, daar gaan 'n oorblyfsel uit alle nasies gered word op daardie dag. Hy sê hier in Matteus 24, hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskit word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op 'n wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. So al die stamme van die aarde gaan rou bedryf. Daar gaan 'n internasionale toetrede, bekering tot Christus wees, daai dag as hy kom. Sy vyande gaan verdelg wees, hy gaan hulle verdelg by die slag van Armageddon, maar die wat oorbly, gaan met hom versoen word. Dit wat ek vroeër vir u gelees het hier in Sagaria, daardie nasies wat teen Jerusalem oorgebly het, opgetrek het, wat die Here gaan verdelg, daar gaan onder hulle ook 'n oorblyfsel wees, want kyk wat sê hy in vers 16. En almal wat oorbly,
uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. So daar gaan 'n oorblyfsel nie net van Israel nie, maar ook van die nasies na die 7 jaar wees. Maar 'n klein oorblyfsel, vriende, 'n klein oorblyfsel. Die Here sê as daai tyd nie verkort was nie, sal geen vlees gered word nie. Die hele wêreldbevolking sal eintlik op die randjie van uitwissing te staan kom. As gevolg van al die oorloë, al die natuurrampe, al die hongersnode, al die pessiektes. En net alleen daai groot Chinese inval in die weste waarvan ons in Openbaring 9 lees, 'n mag van 200 miljoen van die konings van die ooste wat deur die Efraatrivier gaan trek in Europa in om 'n kwart van alle mense dood te maak. Nee, 'n derde, om 'n derde van alle mense dood te maak. Die kwart lees ons van in Openbaring 6. Hierdie 4 perde, aan hulle is mag gegee oor 'n kwart van die wêreld om dood te maak deur pes en hongersnood en vuur en deur die swaard. Nou vriende, as 'n kwart van die wêreldbevolking uitgewis word van 7 miljard, dis amper 2 miljard. En daarna word nog 'n derde van hulle uitgewis. En dan is ons nog nie eers by die slag van Armageddon en al hierdie ander goed nie. Jy sien, dit is hoekom baie mense sê, jong, dis doemprofesie hierdie. Maar ek wil vir julle sê, vriende, daar's nog meer slegte nuus vir wat wag vir die wat ongered is. Die hel is nog 100 maal erger as die groot verdrukking. Ons moet maar net aanvaar en ons moet dit glo dat verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God. Jy speel met vuur as jy jou rug op die Here draai en as jy ook teen sy volk en teen die Christendom optrek en hulle vervolg, dan gaan jy ook 'n duurprys daarvoor betaal. Nou, Israel sal dan in hierdie tyd, wanneer hulle agterkom hulle is mislei deur die valse Messias, sal hulle moet vinnig vlug. Daar is van die Messiaanse Jode wat die profeseë ook goed ken, wat nou die Here Jesus as Messias aangeneem het, wat die Jode gewaarsku het. Die een van hulle is Arthur Katz. Hy is nou al oorlede, maar sy webblad is nog aan die gang, benisrael.org dink ek. Daar is 'n boek op The Holocaust. En in hierdie boek in hierdie boek sê Arthur Katz, The Holocaust, Where Was God? An inquiry into the biblical roots of tragedy. Hy sê hierin vir die Jode, en hy het baie Jode in Amerika gepraat en met Israel ook, hy sê, ek is oortuig dat die eindtydse oordeele van God baie naby is. Die gewig van ons Joodse ongeloof en onbetrokkenheid by God moet ons tot 'n val bring. Ons is reeds onder God se veroordeling totdat ons die een ontvang wat ons veroordeling op hom geneem het, naamlik die Messias van Israel, Jesus van Nasaret. Ek sou liewer verkeerd bewys wil word, maar ek glo dat die huidige geslag Jode vernietiging op 'n wêreldwye skaal gaan ervaar wat veel erger as die nasie-era sal wees. Ons gaan geweldig gehaat, vervolg en skielik verdryf word sodat ons sal moet vlug met net die klere aan ons lyf sonder om te weet waarheen ons gaan. Ons gaan dubbel vir al ons sondes ly, maar die Here het ook gesê, ek sal herstel. Hoe belangrik dan om te glo dat die God wat oordeele beloof het en dit uitvoer, dieselfde God is wat ook herstel beloof en dit sal vervul. Ja, hy sê dit vir hulle, dit gaan erger as die nasie-era wees. En dit is die gruwelikste tyd in Israel se totale volksgeskiedenis, vriende. Dit was selfs erger as die val van Jerusalem in die 1ste eeu, toe 1,1 miljoen Jode dood is. In die Tweede Wêreldoorlog was dit 6 miljoen. Nou, op die oomblik is daar 13 miljoen Jode in die wêreld. As 2/3 moet sterf, kan jy vir jouself reken. Dit is vreeslik baie mense. Dit is hard om daaroor te praat. Dit is sielsverskeurend. Dit is ongelooflik tragies. Mense voel of jy kan huil daaroor. Kan hierdie mense se oë nie oopgaan nie, kan die skille van hulle oë nie afval nie. Kan hulle nie sien Jesus is hulle Messias nie. Wat is dit? Is dit dat hulle daai sluier oor hulle het? Kan hulle nie luister nie of wil hulle nie luister nie? Ja goed, daar is 'n klein groepies wat luister, Messiaanse Jode.
Maar ek is in kontak met van hulle daar in Israel en hulle kry 'n moeilike tyd van die ortodokse Jode wat hulle gedurig wil vervolg en wil bedreig en so aan, omdat hulle nou messiaanse Jode sê, julle heel met die Christene, julle is nie meer Jode nie en so aan. En wat die lewe vir hulle baie moeilik maak. Vriende, daar is 'n prys voor te betaal om 'n volgeling van Jesus te word, veral in Israel ook, maar dit is al toekoms wat hulle het. Nou, as ons nou, ek wil nou net die laaste deel van hierdie boodskap vir die 2 oorloë noem, wat in Israel gaan uitbreek, die een binnekort en die ander een aan die einde van hierdie 7 jaar. Die een is Esegiel 38 en 39, se Russies-Arabiese inval in Israel, wat heel waarskynlik die begin van die 7 jaar van die verdrukking en die openbaring van die valse Messias gaan oplewer. Ons lees in Esegiel 38 vers 8 en 16. Die Here sê vir Gog, die vors van Ros, Meseg en Tubal in die land Magog, die ou antieke kaarte is daai land reg noord van Israel, dit is die moderne Rusland. Magog in antieke tye is moderne Rusland. Moskou is presies noord van Jerusalem op dieselfde lengtegraad geleë. Nou hierdie vyand in die agterhoeke van die noorde Israel weet baie goed wie is hy. Van hulle herstel af in 1948 kyk hulle in die lope van AK-47's vas en SM-6 missiele en word hulle met MiG-vliegtuie bestook wat alles uit Rusland uitkom. Hulle weet hulle vyand is daar. En hy bewapen hulle ander vyande. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer hierdie ander vyande kan Israel nie oorwin nie. Wanneer Israel dan nou saam met hierdie ander vyande gaan optrek om Israel uit te wis. Hulle gaan kom met 'n besettingsmag. Baie mense dink hulle gaan kernmissiele oor Israel afvuur. Hulle gaan nie, vriende. Dit is net om 'n bedingingsmag te kry en om 'n bedreiging te skep. Hulle wil daai land nie vernietig nie. Hulle wil hom nie met kernafval besoedel nie. Hulle wil daardie land hê om 'n islamitiese wêreldstaat daar te stig met Jerusalem as hoofstad. Hulle het 'n groot doel voor oë daarvoor. Daarom Rusland gaan gebruik word en dan in Esegiel 38 word die ander lande genoem. Persië is die moderne Iran. Togarma word genoem wat Turkye is. U weet vriende, Turkye is tot nou nog 'n NAVO-bondgenoot. Hy was vriendelik teenoor Israel. Hulle het selfs militêre oefeninge saam met die Jode gehou. Baie mense het gesê, maar julle sê nou Turkye gaan ook saam met Rusland en hierdie ander moslimstate teen Israel optrek. Wat van Turkye? Vriende, daar het ons dit nou hierdie jaar. Turkye het gemeenskaplike militêre oefeninge met Israel opgeskort en hulle het militêre verbonde met Sirië en Iran gesluit en hulle het nou openlik Israel veroordeel weens al die sogenaamde geweld wat hulle gebruik het in die onderdrukking van die trouwens die vuurpylaanvalle uit Gaza as gevolg en ook van ander insidente wat daar plaasgevind het, die Turkse bote wat gekaap is en so aan. Daar was verskeie dinge wat gebeur het wat spanning geskep het tussen Turkye en Israel en daartoe gelei het dat Turkye wat 'n 98% moslimland is, nou by die Islamitiese verbond aanklop, nou moet hulle saamwerk en ook verdedigingsooreenkomste met hulle sluit. Daar het hulle plek nou ingeneem as 'n vyand van Israel. Togarma word genoem. 'n ander een wat genoem word is Libië, wat Put in Hebreëus is. Libië, koloniaal Gaddafi, ook 'n vyand van Israel. 'n ander een is Ethiopië, ook 'n islamitiese land. En dan word daar ook nog Gomer genoem. En dan word daar ook nog gesê, maar baie ander volke saam met hulle. Dit gaan eintlik 'n baie groot streeksoorlog wees. En hulle gaan met 'n groot besettingsmag in Israel kom om die land te oordek en om fisies op die grond met 'n beleg oor te neem. Ons lees in Esegiel 38 wat die Here vir Gog sê: na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die dae sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke op die berge van Israel, en jy sal optrek teen my volk Israel soos 'n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees.
Hulle sal kom soos 'n wolk om die land te oordek. En hier op die berge van Israel, vriende, daar sal die Here hulle verdelg deur vuur uit die hemel. Jesegiel 39 sê, op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en die volke wat saam met jou is. Op die oop veld sal jy val, want ek het dit gesê, spreek die Here. Ek sal 'n vuurslinger in Magog. Daar sal in die tyd ook 'n buitengewone groot aardbewing wees, volgens Jesegiel 38. Baie groot aardbewing in die Midde-Ooste. 'n Vuur wat in Magog geslinger word. Magog is moderne Rusland. Of daar groot brande in Rusland gaan uitbreek, of wat gaan gebeur, en of dit vuur uit die hemel is wat neerdaal om die vyande te verteer, weet ons nie presies nie. Maar dit gaan baie duidelik wees dat dit intervensie van God is. Uit die hemel uit het die Here sy misnoë te kenne gegee met hierdie groot beleg teen Israel, wat hulle die land soos 'n wolk oordek het, en dan sal hy hulle verdelg. Dan sal Israel skielik agterkom. Nou het God hom oor ons ontferm. Ons was in 'n hopelose situasie, daar was geen uitkoms nie, en hier het hy tussen beide getree. En van die ander nasies sal ook skielik sien, hier is nou 'n potensiële derde wêreldoorlog afgeweer. Dit gaan nou nie meer eskaleer in 'n wêreldoorlog nie. Effektebeurse wat miskien al begin in duie stort het, sal weer begin herstel. It will be business as usual. Baie mense sal weer 'n sig van verligting slaag dat hierdie hele oorlog op die nippertjie afgeweer is. Daai vyande invalsmag is verdelg. Mense sal nie eintlik oor hulle huil nie. En die oorlogswolke klaar op. En almal se kan sien God het ingetree met daai vuur wat uit die hemel gekom het. Maar weet jy wat gaan dan gebeur, vriende? As ons die res van die profesieë lees oor Israel en oor die groot verdrukking wat kom. Ons sien dan dat in hierdie tyd gaan Israel wel erkenning gee aan God. Hulle gaan wel sê die Here het hulle uitgered. Maar hulle gaan so min kennis van die Bybel hê dat hulle die verkeerde persoon as Messias gaan aanvaar. Want u sien, die duiwel gaan daai situasie van Israel se uitredding en van die afweer van 'n groot wêreldoorlog uitbuit om sy valse Messias aan hulle te bied. En daai valse Messias en saam met die anti-kris sal dan hierdie wonderwerke kan nadoen wat die Here gedoen het om vuur uit die hemel te laat neerdaal. Soos daai towenaars in Egipte ook Moses en Aaron se wonderwerke kon nadoen tot op 'n punt. Ons sien hierso, hy skryf van die valse profeet in Openbaring 13. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. So die valse profeet sal dit ook kan doen. En hier kom nou 'n valse Messias en 'n valse profeet. Israel gryp hulle aan. Hy sluit 'n verbond met hulle vir 1 week. Hy gee hulle die reg om dadelik te begin om die tempel te herbou. Hy sluit ook 'n verbond met al die ander nasies. En hulle kan insien dat hy net betyds gekom het om hulle ook van selfvernietiging te red en om die wêreldekonomie te red van ondergang. En almal gaan hom oornag skielik aanhang, vriende. Daarom wil ek vir u sê, hier kom 'n tyd waar daar 'n einde gaan kom aan hierdie ongeloof wat so in die wêreld heers vandag. Hierdie agnostisisme, die ateïsme, die mense wat aan niks wil glo nie. Want hulle gaan daardie tyd sien, maar hier het bonatuurlike dinge gebeur, daar is 'n God in die hemel, maar omdat hulle so min van hom weet, gaan hulle dan die verkeerde persoon as Messias aanvaar. So daar kom 'n einde aan hierdie tydperk van ongeloof, daar kom 'n nuwe oplewing in spiritualiteit in die wêreld. Daarom lees ons in Openbaring 13, die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? En die hele wêreld het hom aanbid, almal wie se name nie in die boek van die lewe van die lam geskryf is nie. Net die ware Christene sal weet, maar hierdie is 'n valse Messias, sal hom nie aanbid nie. Maar die 99% van die res van die wêreldbevolking sal hom in verwondering navolg en aanbid. So dit is hierdie nuwe spiritualiteit, almal gaan weer bid. Dis die einde van sekularisme en humanisme, soos ons dit vandag ken, wat nie meer 'n bonatuurlike dimensie, 'n geestelike dimensie wil erken nie.
maar die duiwel gaan dit uitbuit om die hele wêreld onder die mag van die dwaaling te kry. En die Here gee vir hulle die mag van die dwaaling om die leuen te glo, omdat hulle die kennis van die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, daarom sal hy hulle aan die mag van die dwaaling gee. Daarom omdat hulle die ware Messias nie aangeneem het nie, sal hy vir hulle die valse een gee. Die Jesus het ons vir die Jode gewaarsku. Ek kom in my Vader se naam en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Julle is gewaarsku, julle gaan die Here aanneem. Hulle het dit nog nie gedoen tot nou nie, maar hulle gaan dit binnekort doen. En dan, vriende, sien ons nou, as ons in Jesegiel 39 verder lees, hierdie Israel gaan vir 7 jaar lank vuur maak met hierdie wapens, wat hulle gaan buitmaak op die berge van Israel. Daar is ook baie teorieë daaroor, gesê baie van hierdie krygstuig gaan deur Lingostone gemaak word, harde saamgeperste hout wat brandbaar is, soos antrasiet. Anders sê weer nee, die wapens gaan maar net in die vuur gegooi word en opgesmelt en hergebruik word om landbouimplemente mee te maak of ander dinge en so aan. Die feit is net, hulle gaan vir 7 jaar vuur maak met daai wapens, sê die Bybel. En dit is heel waarskynlik daai 7 jaar verwysend na die 7 jaar van die verdrukking. En dan, vriende, nou kom die laaste groot konfrontasie tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die duiwel. Want die duiwel kan ons ook somme doen. As Israel moet aftel 1260 dae totdat die Messias kom en nog 30 dae tot hom met hom versoen is, dan kan die duiwel dit mos ook doen. En soos die duiwel vir Jesus probeer doodmaak het by sy eerste koms, deur Herodes te probeer gebruik en ook die volksleiers, ook die Romeine, om onskuldig ter dood te veroordeel, of om ontslae te raak, gaan hy dit soveel te meer doen met die wederkoms, want Christus se wederkoms gaan beteken die einde van die anti-Christus wêreldregering, die einde van hierdie anti-Christelike nuwe wêreldorde, die einde van die anti-Christ en die valse profeet en al hulle volgelinge, en selfs die duiwel word gevang en vir 1000 jaar lank in 'n put gebind. Dit is die rede waarom hy spesiale demone gaan afsonder, om uitgestuur te word na die nasies van die wêreld, om hulle aan te his en sê, kyk, nou, hier's nou 'n groot bedreiging. Hier's 'n groot bedreiging vir hierdie wêreldregering wat ons nou het, vir ons eie nuwe wêreldorde wat ons tot stand gebring het. Julle moet al julle beste soldate Midde-Ooste toe stuur, dat ons nou kan oorlog voer teen hom wat gaan kom. Hy sê, want hy gaan op 'n wit perd kom en die hemelse leers gaan hom volg. Moenie dink, vriende, hulle gaan op om Israel uit te wis nie. Israel is dan so verswakkel, dat net 'n klein groepie van hulle was voortvlugtendes in Petra, en hulle gaan optrek na hierdie 3,5 jaar, hulle gaan ook weet, die Messias kom, hulle sal wel optrek, en dan gaan pogings aangewend word om hulle ook uit te wis. Maar jy het nie 'n multinasjonale invalsmag nodig om teen hulle te veg nie. Hierdie oorlog gaan teen Christus en sy leer. Jy sien, dit is waarom Openbaring 19 sê, dat ek het die dier en die valse profeet en hulle leers en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit. Sien, dit is 'n groot oorlog tussen twee koninkryke, twee Christusse, die valse Christus en die ware Christus. Elkeen het sy eie weermag. Die anti-Christene is 'n multinasjonale aardse mag en Christene is 'n hemelse mag van soldate wat saam met hom kom. En dan vind daai vinnige slag plaas wat nie baie lank gaan duur nie, waarin die anti-Christ en die valse profeet lewendig in die vuurpoel gegooi word en die duiwel gebind word en die ander gedood word met die swaard tot uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En ons het ons nou gelees wat gaan word in hierdie nasies wat teen Jerusalem opgetrek het. Hulle vlees gaan van hulle liggame wegteer, wat net kan gebeur in geweldige hoë hitte. Die hitte, die vuurgloed van God se oordeele gaan regstreeks oor hulle uitgestort word. Nou, daardie slag van Armageddon gaan so duidelik deur die duiwel georkestreer word, dat ons lees in, ek het nou vir u gesê, hy gaan demone afsonder om die verskillende nasies te besoek, om vir hulle te ooreed, om hulle leers Midde-Ooste toe te stuur. Ons lees in Openbaring 16, ek het uit die bek van die draak, uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag
van die almagtige God. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. So deur demoniese aanhitsing en misleiding gaan die wêreldmagte soontoe gestuur word om teen Christus self te probeer veg. Dis waarom dit so groot oorlog gaan wees. En is eers wanneer daardie vyande almal verdelg is en die klein oorblyfsel onder Israel en die nasies dan met Christus versoen is, dat hy die troon van Dawid in Jerusalem sal herstel, dat hy sy vrederyk sal vestig en dat vrede op hierdie oorlogsgetuisterde wêreld sal neerdaal. Hy is ons vrede. Solank as Israel nog nie vir Jesus Christus aangeneem het as Messias nie, sal Israel nie vrede hê nie. Daar's baie mense wat nou 'n oproep doen vir Christene en sê, kyk, bid vir die vrede van Jerusalem, soos Psalm 122. Vir ons sê, bid vir die vrede van Jerusalem, maar die Bybel sê, die Here gaan al die nasies teen Jerusalem vergader. Die Here sê, ek gaan hulle in benoudheid bring. Die Here is diep ongelukkig met die toestand waarin Israel verval het. Die Here sê eintlik, maar hier gaan nie vrede wees in Jerusalem, solank julle my nie aanvaar het nie. Kyk wat sê hy hierso in Esegiel 22. Die huis van Israel het vir my skuim geword. Daarom so sê die Here, omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal ek julle binne in Jerusalem bymekaar maak, so silwer en koper en yster en lood en tin in 'n smeltoond gegooi word, om 'n vuur daarteen aan te blaas en te smelt. So sal ek julle bymekaar maak in my toorn en my grimmigheid en julle ingooi en smelt. En julle sal weet dat ek die Here my grimmigheid oor julle uitgegiet het. Dis daai benoudheid, tyd van die benoudheid van Jakob. Hulle word in hulle land, in Jerusalem, bymekaar gemaak, om 'n vuur teen hulle aan te blaas. Daarom is dit groot benoudheid wat oor Israel gaan kom. Die Here wil hê 'n oorblyfsel moet gered word, maar is ook nog groter benoudheid wat oor die nasies gaan kom, wat teen Jerusalem gaan optrek. Daarom, vriende, moet ons nie hierdie godsdienstige dimensie van hierdie oorloë miskyk nie. Omdat dit twee koninkryke is, twee geestelike koninkryke, wat net in die eindtyd fisies geopenbaar gaan word, en ook in 'n fisiese botsing gaan kom, is dit nogtans twee geestelike oorloë. En die hoofde van daai twee koninkryke, die een is die verlosser van die wêreld, Jesus Christus. Die ander een is die groot misleier van die wêreld, die Antichrist. Al twee wil aanbid word as God. Daarom is dit 'n godsdienstig gedrewe oorlog tussen hulle. En ons sien dat die vyande van Israel ook godsdienstig gedrewe weerstand teen hulle bied. Hulle noem dit 'n heilige oorlog, hulle noem dit 'n jihad. Hulle sê, kom laat ons hulle verdelg, dat aan die volk van Israel nie meer gedink word nie. Laat ons die woninge vir God, dis die tempelwerk, vir ons in besit neem, laat ons moskees daar bou. So hier is 'n baie duidelike geestelike aspek, wat ons nie moet miskyk nie. Dis die groot geestelike stryd tussen lig en duisternis, wat maar net op 'n militêre vlak ook gaan manifesteer. Daar is geen menslike oplossings hiervoor nie, daar is net 'n geestelike oplossing, vriende. Net 'n geestelike oplossing, en dit is om Jesus Christus as verlosser te aanvaar. En dat hy as vredevors oor die wêreld sal regeer. Maar tot hy kom, is ons in hierdie eskalerende fase van 'n toenemende konflik tussen hierdie twee koninkryke. En gaan hulle tot daardie groot botsing kom, wat by die slag van Armageddon sy finale kulminasie gaan bereik. Maar dan, soos ons, en daarmee sluit ek af, in Sagaria 14 gelees het, as die Here terugkom, om hierdie magte te verdelg, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Daai woord heiliges wys na verheerlikte mense, nie na engele nie. Die heiliges sal met hom kom, maar Openbaring 19 sê, hy sal ook hemelse leer sê. So daar sal 'n hemelse leermag van engele wees, maar daar sal ook die heiliges wees wat vooraf na hom toe geneem is en saam met hom terugkom, saam met hom gaan deel in sy groot oorwinning en saam met hom in sy koninkryk gaan regeer. So die groot saak in die wêreld nog altyd en nog meer nou gaan oor Jesus Christus. Hy het gekom tot 'n val en opstanding vir baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Dat hy sê hy is nie die Messias nie, ons wil hom nie hê nie. Dat hy sê hy is die Messias, hulle neem hom aan en kry vrede in hulle harte. Sommige wandel in die lig, sommige wandel in die duisternis. Hy het gekom om die wêreld te verdeel in net twee kampe, die gereddes en die ongereddes.
Ons moet net seker maak, hy het vir ons gekom tot 'n opstanding en 'n nuwe lewe, nie tot 'n ewige val en verderf nie. Mag die Here ons daartoe begenadig. Amen. Ons dank die Here Jesus dat ons uit die woord hierdie waarskuwings kan hê van groot konflikte, groot oorloë wat gaan uitbreek in die wêreld en veral gefokus gaan wees in die Midde-Ooste en waarin Israel tot groot benoudheid gedryf gaan word weens ook hulle ongeloof. Dankie Here dat ons weet U gaan tussen beide tree. Dit gaan nie 'n oorwinning vir die magte van die duisternis wees nie. Dit gaan eintlik na hulle verwoesting lei. Na 'n wonderlike ingryping deur die Here waarin U met iets nuuts, waar U ook met 'n nuwe bedeling gaan begin op die aarde. Gee dat ons waardig sal wees om deel te hê aan daardie bedeling, aan daardie wonderlike nuwe werk wat U ook in Israel gaan doen en dat ons dan terug kan kom en aanskouers van U majesteit kan wees, saam met U in hierdie groot oorwinning kan deel. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen.